Ek lees vir ons uit Kolossense 3 vers 1 tot 4. Ek sal die 4de vers weer herhaal, dit is ons fokusvers vir die wat 'n baie kort termyn geheue het. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Ek lees vir ons net weer daai vers 4. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Net tot sover. Julle as ons nou so 'n bietjie terugbeweeg na wat die jaar al verbygaan, dan is dit vir ons maar moeilik om te besef dat dit al 7 Junie is. 7 Junie en is 2026. Ek dink 'n paar jaar terug het ons onsself ingedink as ons by 2026 gaan uitkom, dan klink dit soos 'n futuristiese film wat ons dalk miskien kyk. Maar nog met dit bygesê, kan ons sê ons week het dalk so gelyk. As jy kinders het, is jy al elke dag van die week vroeg op. Die kinders moet by die skool uitkom en julle is al klaar laat. Dit is laat en die son is nog nie eens behoorlik op nie. Daar is nie tyd vir huisgodsdiens nie. Ons het so 'n bietjie die tyd fyn gesny, ons gaan maar volgende week weer probeer. Wintersporte is nog nie eers klaar nie en die somersporte se proewe het al begin. Ons kan nie eers daarmee byhou nie. En tussenin is dit musiekklasse en ekstra wiskunde en wat ook al ekstra klasse jy aan gewoond is waar jou kinders moet uitkom. En dan sit ook doktersafsprake. Jy's nou so in die tyd van die winter en nie eers gepraat van jou eie 9 tot 5 werk nie. Ja, die jaar is skaars halfpad en op ons wenslysie is 'n Desember vakansie al by baie van ons. Nog by dit gesê verder, dryf baie kollegas jou teen die mure uit met die onnodigste e-posse. Jy kry skaars tyd vir middagete want daar's deadlines om te haal. Ons almal jaag eenvoudig van punt A na punt B. En die ergste van alles is, elke jaar word dit net meer en meer. Dit hou eenvoudig net nie op nie. Dinge stop eenvoudig nie. Daar's nie 'n blaaskansie nie. Jy kry maar 'n geleentheid om jou baas te laat weet as jy op verlof wil gaan. Ons het slawe geword van hierdie wêreld sonder dat ons dit agterkom. Ons is so gekondisioneer om vol te hou met hierdie dinge sonder om te besef wat ons as mensdom prysgee op aarde. Ek kan nou nie agterkom of die skyfies al self aangeskuif het of nie. Het dit al? OK, dankie. En ons besef nie wat ons as mensdom prysgee nie. Is ons besig om die dam onder die eend uit te ruk met die opdrag dat ons nie mooi weet wat dit beteken om vir 6 dae te werk en alles doen wat ons moet nie? Doen ons dit verkeerd? Besef ons wat die Here van ons vra as hy vir ons sê 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet? Sien ons die eintlike doel? Of het ons vergeet hoekom ons eintlik op aarde is? En vir wie ons daardie 6 dae moet werk? Ja, in ons onderbewussyn weet ons behoort aan die Here, maar in realiteit
kan ons maar eerlik wees en sê, ons leef maar baie keer vir onsself en ons eie sondige begeertes, né? Ons kom kerk toe, ons lees ons Bybel. Ons tik al die boksies wat 'n gelowige supposed is om te tik, né? Maar ons harte? Ja, ons ken selfs versies soos Matteus 6 vers 19, moenie vir jou skatte op aarde bymekaar maak nie, en Romeine 14 vers 8 wat sê, want as ons lewe, dan lewe ons vir die Here, en as ons sterwe, dan sterwe ons vir die Here. Maar as dit kom, soos die Engelsman sê, when push comes to shove, dan doen ons presies die teenoorgestelde. Ons verkies die luxuries van hierdie lewe, baie maklik, as ons die kans kry. Ons bou graag ons eie koninkrykies, ons versamel skatte hier, want dit is vir ons mooi, en dit is lekker, dit is wat ons ken. Ons strewe na die dinge hier op aarde, nie na die dinge wat daar bo in die hemel is nie. En as ons so deur daai bril kyk, dan besef ons, dan sit jy dalk vanmôre hier so, en dan dink jy by jouself, daar word verandering in my lewe. Ek moet verander. Ons moet anders begin kyk na die lewe, ons lewe hier op aarde. Ons teks wat ons vanmôre gelees het, sê nie, los al jou verpligtinge en jou verantwoordelikhede nie. Die teks sê nog minder dat jy 'n perfekte lewe moet lei om hom te volg. Die teks sê, vat Christus saam met jou op jou lewenspad. Moenie tyd maak vir Christus nie. Maak eerder seker jou tyd is Christus. Voluit. 100%. Ons teks sê dit so mooi duidelik vir ons. Vers 1 sê, ons lewe is saam met Christus. Ons uitkyk op die lewe moet wees soos die van Christus. Ons het 'n nuwe posisie in Christus. En daarom moet ons uitkyk wees soos die van Christus. Dit is die fundament van ons identiteit. Die fundament van ons lewe hier op aarde. Paulus begin nie met 'n bevel nie, maar met 'n feit. Vers 1, lees, aangesien julle dan saam met Christus opgewek is. Ja, ons is saam met Christus opgewek. Die feitelike stelling is, Christus het klaar reeds oorwin. Ons is nie meer vasgevang in die sonde nie, ons het nou nuwe status. Ons is geestelik lewendig gemaak. En dit is presies soos die hoorders ook dit in Kolosse gehoor het, die boodskap ontvang het. Sien, kyk, hulle was nie lank terug self Jode gewees, of heidene, wat vasgevang was in die sonde nie. Hulle was 'n kort tydjie nog dood gewees in hulle sonde. Hulle het 'n lewe gelei sonder Christus. Maar net soos ons, het hulle ook bekeer. Christus het hulle sondes weggeneem. Hy het gesterf en hy het weer opgestaan. En dit is die kern van die evangelie. Dit is die vertrekpunt. Ons probeer nie hemel toe werk nie. Ons werk vanuit die posisie wat reeds saam met Christus lewend gemaak is. Ons het reeds die ewige lewe saam met Christus. Die volle prys is klaar betaal. En daarom stel Paulus die feit, aangesien julle saam met Christus opgewek is uit die dood. Sien, dit wil sê ons is nou hemelburgers. Ons is nie meer burgers van die aarde nie.
Omdat ons burgerskap verander het, beteken dit nou dat ons begeertes ook op aarde moet verander. Ons kan nie dink soos die mense wat nog vasgevang is in hulle sonde en die dood nie. Ons kan nie meer doen soos mense wat nie koninkryksburgers is nie. Christus sit aan die regterhand van God, die plek van oorwinning en autoriteit. Ons moet soek na die dinge wat by sy koninkryk pas. Die dinge wat by die koninkryk pas, wat ons nou ook hier op aarde kan doen en beleef. Ons deel liefde. Ons deel vrede, sy heiligheid, gehoorsaamheid. Dit is die dinge van die hemel. Eerder as aardse tydelike plesiere, dalk maniere hoe ons tyd verkeerd spandeer. Daar waar ons fokus op aarde nie op die regte dinge val nie. Ons moet ons tyd reg spandeer. Ons het nou 'n nuwe fokus. Ons bedink nou die dinge van die hemel. Die dinge daarbo. 'n Verandering van denke lees ons in vers 2. Bedink. Dit beteken jou gesindheid, jou mindset, jou waardesisteem verander nou heeltemal. Met ander woorde, wat bedoel word is dat ons moet streef na die dinge daarbo. Dit is nie net die hoop om hemel toe te gaan om saam met die Here te wees nie. Maar om nou soos Christus wat in die hemel is, te leef. Soos wat Christus ook vir ons gewys het op aarde om te leef. Nou reeds. Nie eendag as ek reg voel, of wanneer ek eers my sondes uitgeleef het op aarde nie. Ek sê nie vir myself, ek gaan oor 'n paar jaar sal ek volkome bekeer nie. Nee, nou reeds. Die Here vra vir ons nou. Dit verander totaal en al hoe ons lewe moet lyk. Voortdurend. Elke dag. Nie net wanneer ons lus het om dit so te leef, of wanneer ons voel dit moet gebeur nie. Ons lewe wat parallel staan, of ten minste probeer parallel staan met Christus, is nie 'n afskakelaar nie. Dis 'n skakelaar wat elke dag aanbly, of moet aanbly. Dis nie 'n eenmalige gedagte nie, dis 'n voortdurende geestelike dissipline van daaglikse bekering. Bid om vergifnis en 'n verhouding met die enigste ware Here. Die vraag dan nou vandag aan ons is, waarmee hou ons onsself besig? Waarmee vul ons koppe en ons harte mee? Aardse sorge, angs, hardloop van punt A na punt B toe, net om ons eie leefstyl te laat klop, of die ewige werklikheid van Christus se heerskappy in ons lewens, die dinge van die hemel. Weereens, moet my nie verkeerd verstaan nie. Dit beteken nie jy gaan nou ophou rondhardloop nie. Dit beteken nie jou dagboek gaan nou net ewe skielik leeg raak nie. Dit beteken nie ons ignoreer ons werk en ons gesin en baie van ons verantwoordelikhede nie. Maar ons laat nie toe dat aardse dinge soos geld en plesier, sonde ons identiteit in Christus steel nie, ons vreugde in Christus steel nie.
Ons weet dit lyk en voel soms onmoontlik. Hoe kan ons al hierdie dinge wat ons so besig hou stop? Sissie moet nog steeds ekstra wiskunde klasse toe gaan. Moet jy nog steeds by die rugby oefening uitkom? Ons weet dit lyk soms onmoontlik. En jy voel soms dalk ook alleen. Maar jy is nie. Nee, die Here het vir ons 'n helper gegee. Die Heilige Gees is met ons elke dag om ons te versterk, ook om ons daagliks te vernuwe, om te besef waaroor dit regtig gaan. En in dit vind ons blydskap voortdurend elke dag. Ons besef die dinge gaan nie oor net op die dinge op aarde nie, maar oor die dinge wat daarbo is. Hy gee vir ons die krag. Die Heilige Gees is die nuwe bril waardeur ons kyk. Gee vir ons die nuwe bril waardeur ons kyk. Ons praat met die Here, ons bid, ons worstel met hom. Veral in ons besige lewens. En dit lei ons om te reageer, om anders te reageer op die lewe, op 'n besige lewe, want nou maak ons nie plek vir die Here in ons vol program nie. Ons maak in ons vol Jesus program plek vir die res. Soek eers die koninkryk van God en al die res sal vir jou bygevoeg word. Ons kyk na die aarde deur die bril van die hemel. Met sekerheid en blydskap elke dag. Terwyl ons daaglikse taak doen. Met die wete dat ons eendag saam met Christus gaan wees aan God se regterhand. En dit is die nuwe sekuriteit wat ons het in ons lewe. Ons is verborge in God. In die Griekse teks staan daar letterlik dat hulle lewe verborge is saam met Christus in God. Verborge beteken om weggesteek te word. Nie weggesteek om dit een kant toe te hou nie, maar weggesteek om veilig gehou te word. Verborge beteken om toegedraai te word in watta. Om veilig gehou te word deur die Vader, beskermend. Dit beteken dat die hemelse lewe slegs is vir die wat vasgebind is en toegedraai is in Christus en gehoorsaam is aan sy eise. Om verborge te wees in God is iets wat identiteit aan ons as gelowiges eie is. Goddelose mense kan dit nie sien nie. Dit is slegs vir die wat geloof het, sigbaar en bereikbaar. Die gelowiges vind hierdie lewe nêrens behalwe as in Christus nie. Daarom kan ons sê, jou lewe is nou veilig saam met Christus by God. En soos ek ook vroeër genoem het, dit is nie iets wat toekomstig is nie, maar nou alreeds. Ons as gemeente kan nou al daaraan deel. Ons ou self wat deur die wêreld beheer is, het nie meer mag oor ons nie. Julle lewe is saam met Christus in God verborge. Veilig, bewaar. Is dit nie 'n absolute troos vir ons nie? Hierdie veiligheid wat ons het by die Here. Die wêreld kan in mekaar stort. Maar daai veiligheid wat ons het by die Here, gee ons net daai absolute troos. Daai rustigheid waaraan ons kan deel. Niks kan by ons ware lewe uitkom om dit te vernietig nie, want dit is toegedraai in Christus wat in die Vader is. En die wêreld verstaan dalk nie hierdie motiewe nie.
Want dit is vir hulle weggesteek, dit is vir hulle verborge. Maar vir ons is dit 'n bron van krag. 'n Bron van liefde, van die toekomstige heerlikheid. Hierdie verborge lewe sal nie altyd 'n geheim bly nie. En wanneer Christus wat in ons lewe is weerkom, sal ons die ware identiteit en heerlikheid saam met hom geopenbaar word. Hierdie hoop motiveer ons om nou reeds heilig te lewe. Eenkant vir God geplaas. Ons lewe het nou reeds 'n bedoeling in Christus. Ons is nie meer dood nie. Ons leef in sy heerlike oorwinning. Nou reeds. Nie ons wêreld en aarde nie. Nie ons aardse skatte en plesiere nie. Nee, sy hemelse koninkryk. En ons daaglikse dag lyk nou heelwat anders. By die werk, by die skool, by die kerk, op die pad as ons dalk op verlof is, dink en doen ons dinge nou anders. Ons leef die oorwinnende Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Vader, Here, as ons in stille afhanklikheid na U woord luister, dan weet ons eie aardse lewe en ons begeertes hierso meet niks op teen die heerlikheid van U koninkryk nie. En die wêreld probeer ons oortuig daarvan dat alles so belangrik is en dat ons eers hierdie dinge moet klaarmaak voordat ons tyd en aandag aan U kan gee. Maar Here, dit is wat die bose van ons wil hê, om tyd te maak vir U. Here, maar ons besef dat ons nie net tyd vir U moet maak nie, maar dat ons tyd U moet wees. Elke dag, elke sekond. Terwyl ons by die werk is, terwyl ons by die skool is, leef ons Christus. Ons leef die dinge van daarbo. Nou reeds. Dit is nie 'n toekomstige ideaal nie. En Here, ons weet ons sukkel om dit reg te kry. Ons skiet soveel keer tekort. Maar Here, deur die kragtige werking van U Gees, lei U ons en versterk U ons elke dag om te volhard in ons geloofslewe. Here, dankie daarvoor. Dankie dat U ons elkeen toerus, ook met gawes, ook om mekaar te bedien. Ons bid dat U ons bekwaam sal maak om diensbaar te wees elke dag, elke oomblik. Amen.